Goeiedag en dit is wonderlik om weer ook so saam hierdie week rondom die Here se woord af te sluit en saam te reis. Ook verder binne in ons eerste week binne in Koninkrykstyd. Mag jy ook beleef hoe dat die Heilige Gees jou in staat stel om op wonderbaarlike wyse bo jou eie verstand lief te hê. Ons lees ons teksgedeelte vir nogmaals saam ook volgend. Romeine 5 vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En hierdie week se vraag is, hoe kan ek anders of nuut gaan leef? En wanneer ek na hierdie teksgedeelte kyk, hoor ek dat ons vrygespreek is en dat daar vrede is. Ons het vrede ontvang, ons is houers of ontvangers van vryspraak en van vrede. En ons het vrye toegang verkry. So ons is vrygespreek, ons het vrede ontvang, ons het vrye toegang verkry. Ons is mense wat deel het aan die heerlikheid van God. En daarom stel het ons in staat om te kan volhard. En dan is die liefde van Christus, die liefde van God, is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons is vrygespreek, ons is mense wat daar is vrede tussen ons en God. Ons verheug onsself omdat ons deel het aan die heerlikheid van God. En dan is hierdie liefde in ons harte uitgestort. En as hierdie liefde in ons harte uitgestort is, as ons mense is wat vrygespreek is, ons vrede tussen ons en God, ons het deel aan die heerlikheid van God, stel het ons in staat om op 'n manier te gaan leef, as mense wat 'n identiteit het, 'n nuwe identiteit het, as mense wat uiteindelik hierdie draers word van God se liefde en sy genade. Die volgende vers 6, wat sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddelose mense gesterwe. Ons is mense wat magteloos was, wat goddeloos was. En ons het eintlik niks om op te roem dit wat ons ontvang het nie. Christus het juis vir ons, toe ons nog goddeloses was, vir ons op die bestemde tyd gesterf. En alles wat ek en jy doen, is 'n antwoord, 'n reaksie van dankbaarheid op dit wat ons ontvang het. Mag ek en jy mense gaan wees wat met daardie wete ook hierdie week aanpak wat vir ons voorlê. Mag ek en jy deel hê aan hierdie heerlikheid. Mag ons hierdie liefde wat in ons harte uitgestort is, hierdie vrede wat daar is, hierdie vrye toegang wat ons verkry het, om deel te hê aan die heerlikheid van God. Mag dit ons in staat stel om hierdie liefde uiteindelik so oral waar ons beweeg, dit ook te deel. Omdat dit amper iets is wat ons
versadig maak en dit borrel by ons uit soos 'n fontein, dat dit amper nie anders kan as om dit die mense met wie ons beweeg en met wie ons paie kruis, waar ook al ons beweeg, se lewens raak. Dus dat dit nie eintlik binne in onsself gesetel bly nie, maar dat dit oorspoel en uitbeweeg en deel word van oral waar ek en jy leef en beweeg. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike gawe. Here, my bede is dat U ook vir ons met U liefde wat U van ons harte uitgestort het, dat die wêreld dit mag sien, mag dit 'n stem word, 'n stem van liefde, 'n stem van deernis, van mense wat 'n nuwe identiteit ontvang het, mense wat leef as mense wat deel het aan hierdie heerlikheid, omdat hulle U wil bekend maak, omdat hulle wil hê dat mense ook U liefde sal ervaar en daaruit ook weer so 'n reaksie U daardeur verheerlik. Dankie vir die genade en vir die liefde. Ons dankie en ons prys U en ons bring U al ons lof. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Seën vir jou ook in hierdie naweek, mag Here ook so met jou wees. Mooi bly.